Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om te weet dat U U liggaam vir ons gegee het en dat U U bloed vir ons laat vloei het. Die nagmaal is 'n getuienis daarvan. En so seker as wat ons hierdie tekens gebruik, so seker as wat ons dit proe, so seker kan ons weet dat daardie offer aan die kruis ook vir ons was. Daarom bid ons, Here, dat ons deur hierdie tekens van die brood en die wyn sal inkoop in die liefdesoffer van Jesus aan die kruis op Golgotha. Ons bid, Here, dat dit vir elkeen van ons 'n werklikheid sal wees. Nie net 'n kopwerklikheid nie, 'n teoretiese of akademiese werklikheid nie, maar geesteswerklikheid. Dat ons in ons hart kan sê, Amen. Amen. Die liggaam is ook vir my en die bloed is ook vir my. Daardeur kry ek vergifnis en vryspraak. Hierdie genade is ook vir my. Help ons, Here, om daagliks daaruit te leef. Maar help ons om ook te onthou, dis nie 'n goedkoop genade nie. Want dit het 'n offer gekos en dis die lewe. Daarom bid ons dat ons elke dag in dankbaarheid daar buite sal leef. Met 'n getuienis dat Jesus vir my gesterf het. Ons loof U en ons prys U daarvoor. En Here, waar ons nou uit die woord gaan lees, en waar ons gaan nadink oor wat die woord vir ons sê, bid ons dat U die woord ook sal oopbreek en vir ons verstaanbaar sal maak. Daarom bid ons dat U ons harte sal oopmaak, ons gees sal oopmaak en ons geestesoog, sodat ons hierdie geloofswaarhede sal kan verstaan. En dat die taal wat ons vanoggend met mekaar praat, hierdie geloofstaal, dat dit vir ons duidelik sal wees. Ons bid ook, Here, dat U oor alles geëer en verheerlik sal word. En ons bid dit in die wonderlike naam van U Seun, ons Verlosser, wat dit moontlik maak om U as ons hemelse Vader te ken. Ons vra dit en ons bid dit in Sy naam alleen. Amen. Amen. Ons tema vanoggend, vriende, is Here, maak oop my oog van geloof. Here, maak oop my oog van geloof. En dis Paulus wat dit hier vir ons skryf in Efesiërs. Die Bybel aanvaar nie as ons afsprekend dat jou oog van geloof oop is nie. Of dat jy in die eerste plek 'n bril van geloof opgesit het nie. As ek nie vanoggend my bril opgesit het nie, dan sou ek nie vir jou mooi kon sien nie. As ek nou my bril afhaal, ek kan nog steeds jou sien, maar dis ek 'n donker, of dis nie donker vlekke nie, dis helder vlekke. Maar ek kan nie jou gesig uitmaak nie. Maar as ek my bril opsit, dan kan ek jou sien. Dis hoe die Bybel ook vir ons sê, jy moet jou bril van geloof uit daardie lesenaar uithaal en jy moet dit daagliks opsit. Veral as jy die Bybel lees en met die dinge van die Here besig is. Anders dan gaan jy dit nie verstaan nie. Dis hoekom Paulus vir ons in Korintiërs sê, ons as gelowiges, ons praat 'n ander taal as die wêreld daar buite. En dis die taal van geloof. Dis die taal van geloof. Het jy al agtergekom as jy nou lekker rugby gekyk het en jy kuier die aand saam met vriende by 'n braaivleis, nê? En julle gesels lekker saam
oor die rugby en wat kon wees en wat gebeur het, en jy maak grappies met mekaar, dan gesels almal saam met jou. Is dit nie so nie? Ja. En het gaan lekker, vrolik daar by die bruilof, by die braaifees vier. Maar as jy ewe skielik met iemand iets geestelik wil deel, nee, wat miskien hierdie week met jou gebeur het, wat die Here vir jou gedoen het, kry jy altyd 'n antwoord terug. Nee, wat gebeur baie keer? Dan raak dit stil by daardie braaivuur, nee. Want mense, nie almal verstaan die taal van geloof nie. Dit baie keer met my gebeur, dat ek iets wat die Here vir my gedoen het met iemand wil deel, maar hy persoon verstaan nie die taal nie, en praat nie met my terug nie. Sê nie eens amen daarop nie. Al wat jy hoef te doen is net om te sê amen. Maar hulle kan nie amen sê nie, want hulle verstaan nie hierdie taal van geloof nie. Dis wat Paulus vir ons sê, ons praat hierdie geloofstaal. Maar jy kan dit net praat as jy die oog of die bril van geloof op het. Hierdie tema, Here maak oop my oog van geloof, kry ek uit die Bybel. Daar was 'n stadium in die Ou Testament waar die profeet Elisa dit vir sy diensknegt gesê het. Onthou jy die twee grootste profete in die Ou Testament is wie? Dit is Moses en Elias, die twee grootste profete in die Ou Testament. Moses verteenwoordig die wet, want die wet het deur hom na die volk gekom, en Elia verteenwoordig die profete. Dis die twee grootste profete in die Ou Testament. Maar Elia se opvolger was Elisa. En Elia het vir Elisa gementor, en Elisa het gesien wat die Here doen in Elia se lewe, al hierdie wonderlike dinge, maar veral die krag van God wat deur sy gees deur Elia werk. En toe daar 'n begeerte in Elisa se hart ontstaan, en onthou jy die verhaal, toe hy mos gevra, net voordat Elia lewendig in die hemel opgeneem is, nee, deur die stryd waar met vuur, toe sê hy maar, ek wil 'n dubbele salwing hê van wat die Here op jou lewe gesit het, Elia. 'n dubbele salwing van daai gees soek ek in my lewe. En toe het Elia mos gesê, maar dit kan ek nie vir jou gee nie, net die Here kan daardie salwing vir jou gee. En as jy my lewendig in die hemel sien opgaan, dan is dit teken dat die Here dit vir jou gee. Nou ek wil nou nie te veel afdwaal nie, dit het toe gebeur, nee, Elisa het Elia in die hemel sien opgaan. En die Bybel sê vir ons, hy het 'n dubbele salwing van Elia se gees ontvang, die salwing van die Heilige Gees. En toe hulle op 'n stadium deur hulle vyande beleer is, nee, hulle was in een van die versterkte stede, met al die duisende vyande rondom hulle. Toe staan hulle op die versterkte muur, en die slaaf of die diensknegt van Elisa sê, meneer, kyk net al hierdie duisende soldate, dis verby met ons. Toe sê Elisa vir hom, maar die Here is by ons, en die Here gee aan ons die oorwinning. Hoekom sien jy net hierdie duisende soldate raak? Hoekom sien jy nie vir God almagtig raak nie? Baie keer sien ons net die probleme in ons lewe raak, maar as jy sien nie die Here in jou omstandighede raak nie. Onthou, hoe meer jy fokus op jou probleme, hoe minder sien jy God wat daai probleem kan oplos. En toe bid Elisa te sê, Here, maak tog oop die oog van geloof van my slaaf. En toe sien hulle die duisende engele van die Here rondom hierdie versterkte stad. En dis dan ook ons tema, Here, maak oop my oog van geloof. Maak oop my oog van geloof. En ek wil graag vir jou die gebed van Paulus aan die gemeente in Efese, aan die Efesiërs lees, waar Paulus
dan iets soortgelyks sê. Kom ons kyk Efesiërs 1 vers 15, hy sê, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. En dan sê hy, wanneer ek aan my gebede aan julle dink, bid ek. Hy bid, want dis nie 'n natuurlike saak nie, dis 'n geestelike saak. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees, deur die Heilige Gees. Ons praat vanoggend oor die Heilige Gees. Derde persoon van die drie eenheid. Deur sy Gees aan julle wysheid sal gee en hom so aan julle openbaar. Dis Bybelse taal, né, openbaar. Hom so aan julle duidelik sal maak. Hom so aan julle sal kommunikeer dat julle hom werklik kan ken. En dan sê hy weer eens, ek bid dat hy julle oog van geloof, julle geestesoë, so sal verhelder dat julle kan weet, en dan noem hy 3 dinge, watter hoop sy roeping inhou. Elkeen van ons is geroep. Is nie net dominees wat geroep is nie. Is dit nie vir jou? Jy is ook geroep. As jy sê, ek is 'n kind van God, is jy geroep. Want jy kry met mense te doen in jou daaglikse lewe, met wie ek nie te doen kry nie. Daar kom mense oor jou pad, en jy het 'n roeping om jou lig daar te skyn vir hulle. Ek sal nooit by hulle uitkom nie, want hulle is nie noodwendig deel van 'n gemeente nie, maar jy kan jou lig daar laat skyn. Daarom, jy het ook 'n roeping, om te weet wat 'n hoop sy roeping inhou, en dan tweedens, wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis. Erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En derdens, hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. En dan sê Paulus, dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand, ereposisie, né? In die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog, bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie net op aarde nie, maar ook in die bedeling wat kom, ook in die hemele. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Onthou jy voordat Jesus opgevaar het in die hemel, né? Matteus sê hy vir hulle, gaan leer hulle om alles te onderhou, en dan sê hy vir hulle, maar aan my is alle mag gegee. Eintlik staan daar, aan my is alle gesag gegee, alle mag. En daardie gesag gee ek vir jou as kind van God. Ja, en hom het God alles onderwerp, om alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. En dan eindig hy die gedeelte deur te sê, die kerk, of die gemeente is sy liggaam. Ons is die liggaam van Jesus Christus. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Is dit nie pragtige woorde nie? Ek wil graag vanoggend bietjie met u gesels oor hierdie gedeelte. Die eerste gawe wat die Here vir ons gee is sy seun Jesus Christus. Het jy al ooit so oor Jesus Christus gedink? Dis God se gawe, God se geskenk aan ons. Daarom dan dat die Bybel vir ons sê in Hebreërs 1 vers 1, in die verlede, met ander woorde in die Ou Testament, het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, deur Moses, deur Elia, deur Elisa, deur Samuel.
Maar in hierdie laaste dae praat hy met ons deur sy seun. Wie is sy seun? Jesus Christus. So Christus is die eerste gawe van God aan ons. God praat met ons deur sy seun. En daarom dat Jesus vir ons sê in Johannes, julle sal die waarheid ken, en ek is die waarheid, en hy sê, die waarheid, Jesus sê, ek is die waarheid, en die waarheid sal jou vry maak. En dan sê hy ook, eers as die seun jou vry gemaak het, is jy werklik vry. Baie van ons het daardie getuienis, nê? Ons het miskien 'n rowwe lewe gehad. Van ons het 'n mooi lewe, doen nooit iets wat sleg is nie. Maar van ons het nie altyd so mooi lewe nie. En dan tot op 'n dag dan ontmoet jy vir Jesus Christus. En dan verlig hy jou lewe. Hy maak jou nuut. En dan besef jy wat Johannes ons sê, ek ken nou die waarheid. En die waarheid maak my vry. Die tweede gawe is die gawe van die Heilige Gees. Dis hoekom ons Pinkster hou, en dis hoekom ons Pinksterfees hou, soos vanoggend. Jesus praat nou met ons deur die woord, in die tyd van die kerk, maar hy praat ook met ons deur sy Heilige Gees. Die Vader stuur die Seun, en die Seun, toe hy verheerlik is, stuur die Heilige Gees. Dis hoekom die Seun eers verheerlik moes word, sodat hy die Heilige Gees vir ons kan stuur. Dis hoekom Jesus vir sy disippels gesê het, wag op die gawe van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 4, terwyl hy op 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. En dan staan daar, en Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Wanneer word jy gedoop met die Heilige Gees? By wedergeboorte. Jy word nie met die Heilige Gees gebore nie. As jy op 'n natuurlike manier die Heilige Gees ontvang, met ander woorde, deur 'n natuurlike geboorte, dan sal die hele wêreld daar buite bekeerd wees. Dan sal die wêreld nie lyk soos hy lyk nie. Dis slegs kinders van God, wat die Gees van God het. As jy vanoggend werklik kan sê, ek kan getuig van 'n wedergeboorte, 'n ontmoeting met Jesus Christus, en dat hy my lewe verander het, dan kan jy weet, God het vir jou die gawe van sy Gees gegee. Die disippels was verward geweest na die dood van Jesus Christus, en hulle was bang geweest. En daarom moes hulle heel waarskynlik onder mekaar gepraat het en gesê het, maar ons meester is nou dood, en nou gaan hierdie Fariseërs en die Sadduseërs en die Jode ook op ons jag maak. Kom ons gee pad uit Jerusalem. Kom ons gaan na Galilea toe. Maar as hulle dit gedoen het, dan sou hulle die uitstorting, in Handelinge 1, die gawe van die Heilige Gees gemis het. Dis hoekom Jesus voor die tyd vir hulle sê, moenie weggaan nie, maar bly wag op die gawe van die Vader. Bly wag op die gawe van die Vader. Daarom die Heilige Gees is die gawe wat God vir ons gee. En daarom dat Jesus sê, voor sy dood, ek laat julle nie as weeskinders agter nie. Is dit nie pragtige woorde nie? Maar ek stuur vir julle 'n ander voorspraak, naamlik die Heilige Gees. So vandag praat God met ons deur sy Heilige Gees. Kom ons kyk Johannes 14 vers 16 tot 17. Dit sê dan ook vir ons daar, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. In die Grieks staan daar Parakletos. As jy Parakletos vertaal in Afrikaans, dan kom jy by helper uit. Ek sal vir julle 'n ander helper stuur, om vir altyd en vir ewig by julle te wees. So die Heilige Gees is jou vriend,
Die Heilige Gees is jou helper, sodat jy hierdie pad saam met Jesus Christus op aarde kan stap. Maar as jy nie die oog van geloof het nie, as jy nie die bril van geloof op het nie, gaan jy nie God in jou lewe raak sien nie. Daarom as jy in die spieël kyk vanoggend, moet jy nie net jou eie gesig sien nie, jy moet ook Christus in jou lewe sien. Christus wat die pad saam met jou stap. En dis die Gees van die waarheid, wat die waarheid wat in Christus is, aan jou openbaar. Daarom die Heilige Gees, vriende, is die inwonende Christus. Volgende slide asseblief. Die Heilige Gees is die inwonende Christus. Die mense in die Ou Testament het dit nie geken nie. Die Heilige Gees het van buite af gewerk. En dan het hulle dinge gedoen vir die Here. Maar nou in die Nuwe Testament, nee, ons is kinders van die Nuwe Verbond. Ou Testament, Ou Verbond. Nuwe Testament, Nuwe Verbond. Ons is kinders van die Nuwe Verbond, want Christus bring die Nuwe Verbond. Daarom het ons nuwe tekens, die nagmaal en die doop. Die Ou Testament het hulle die Pasga en die besnydenis gehad. As kinders van die Nuwe Testament is God deur sy Gees inwonend in jou. Hy werk nie net van buite af nie, maar hy werk van binne in jou. Hy transformeer jou al meer na die beeld van Jesus Christus. En daarvan moet jy bewus wees van hierdie inwonende teenwoordigheid van God in jou lewe. Daarom kan jy nooit sê, maar ek kan nie. Jy kan. Daarom mag jy nooit sê ek is alleen nie. Jy is nie alleen nie, God is met jou. Dit help nie, ek sê dit vir jou vanoggend, as jy nie die bril van geloof op het nie. Daarom het Paulus sê, ek bid, Efesiërs, ek bid, dat die Here hierdie geloofswaarheid aan jou sal openbaar, sodat jy daagliks daaruit kan lewe. Uit hierdie waarheid dat God deur sy Gees in jou woon. Daarom bid Paulus dat hulle geestelike onderskeiding sal hê. Geestelike onderskeiding. Bitter min kerke, gemeentes, het geestelike onderskeiding, want hulle word nie gelei deur die Gees van God nie. Hulle bid nie dat die Here vir hulle daardie geestelike onderskeiding sal gee nie. Jy kan nie 'n gemeente bestuur as jy nie geestelike onderskeiding het. En daarom moet jy bid vir jou geestelike leiers, dat die Here vir hulle daardie geestelike onderskeiding sal gee. En jy moet vir jouself bid, Here gee my geestelike onderskeiding, sodat ek kan onderskei wat is van U en wat is nie van U nie. Wat kom uit die hemel en wat is van die wêreld. Want wat van die wêreld is nie vir jou bedoel as kind van God nie. En dan noem Paulus vir ons 3 dinge, of hy noem dit dan ook vir die gemeente in Efese, maar hy noem dit ook vir ons vandag. Hy sê, ek bid, en ek hoop dat julle sal weet, watter hoop sy roeping inhou. Watter hoop sy roeping inhou. Ek het reeds vir jou gesê, elkeen van ons is geroep as kind van God. Daarom moet jy bid, Here, wys vir my, watter roeping het U vir my? Met wie moet ek praat? Geef vir my geleenthede om te getuig oor my geloof. Of is jy 007 vir Jesus Christus? Steek jou hand op as jy 007 vir Jesus Christus is. Jy weet wat is 'n 007, nee? James Bond is 007. Onder die radar. Gedurig onder die radar, gedurig onder die kombers. 007. Maar as jy kind van God is jy nie 007. Jy is nie skaam oor jou geloof nie. Jy wil met mense daaroor praat. Jy wil geleenthede skep, sodat jy mense kan intrek in die koninkryk van God. En as jy gaan kyk na die disippels, sal jy sien, nadat die Heilige Gees uitgestort is, was hulle nie met 007's nie. Petrus
'n eenvoudige visser het opgestaan op Pinksterdag. Gaan lees Handelinge 1, 2 en 3, né? En hy het begin praat onder leiding en die krag van die Heilige Gees. En wat staan daar? 3000 mense het tot bekering gekom. Hoeveel is ons vanoggend hier? Hoeveel lidmate is in hierdie gemeente? Is julle 3000? Nee, kom ons stel nou 'n gemeente voor met 300 lidmate. Ons 10 gemeentes kom tot stand op Pinksterdag. 10 gemeentes. Kan jy dit glo? 10 gemeentes. God gebruik hierdie eenvoudige disipel, 'n gewone visserman, wat niks anders ken nie. Hy is nie opgelei in 'n kweekskool nie, hy het nie akademiese geleerdheid gehad nie, maar hy het hom oopgestel vir die werking van God se Gees. En hy praat uit sy hart uit. En 3000 mense kom tot bekering, kom tot geloof in Jesus Christus. Sien ons dit vandag in die kerk? Sien jy dit? Ek sien dit nie. Kerkgangers is biddeloos, en daarom is hulle kragteloos. Dominees is biddeloos, en daarom is hulle kragteloos. Hulle preek nie meer onder die krag en die salwing van die Heilige Gees nie. En dis hoekom mense se lewens nie aangeraak word nie. Dis hoekom jy nie bekering sien nie. Dis hoekom kerke annuleer word. Toe ek op hoërskool was, ek praat gister met die koster, né? Sy het vir my 'n pragtige geboue gewys. Toe het mense stoele ingedra. Ek onthou nog my ma, jy moet gou maak, Kobus. Ons gaan laat wees. En as jy nie op 'n stoel wil sit nie, moet jy nou klaarmaak. Waar is daai dae? Hoekom is die kerke leeg? Hoekom lê mense eerder by die huis? Hoekom gaan shop hulle eerder? Of hulle lê onder 'n kar, besig om die kar reg te maak, of hulle spit in die tuin. Jy het mos Saterdag gehad om dit te doen. Nee, Saterdag het ek sport gekyk. Vandag, Sondag, is inlêdag. Vandag moet jy hier wees om die woord te hoor, om die gemeenskap van gelowiges te ervaar. Paulus praat hier van hoop, nee, watter hoop sy roeping inhou. Almal kan doen met hoop. Kan jy doen met hoop? Kan jy doen met hoop? Ek kan doen met hoop. Ek het 'n kollega in Lichtenburg, hy is daar by die moedergemeente, hy sê altyd vir my, Kobus, as dit ellendig met jou gaan, as dit swaar met jou gaan, lewe is mos nie altyd net maaskin en rose nie, dan sê hy, skep vir jou hoopmomente. Skep vir jou hoopmomente, want daai hoopmoment is iets waarna toe jy kan leef. Skep elke dag vir jou 'n moment van hoop. En dan môre skep jy weer vir jou 'n moment van hoop. Dis hoe jy deur die lewe gaan. As jy deur 'n egskeiding kom, as jy iemand in die dood afgestaan het, as jy in 'n tyd van smart en verlies, dis skep vir jou momente van hoop, waarna toe jy kan leef. Ek sê altyd, as jy hoop kan bottel, né? Hoop. As jy hoop kan bottel, sal jy baie ryk word. As jy hoop kan bottel. As ons maar hoop kon bottel, né? En dit vir mense uitdeel. Maar ons kan nie hoop bottel nie. Ons sê altyd vir mense, waar daar lewe is daar hoop. Is dit nie so nie? Dis mos 'n bekende uitdrukking. Jy het al vir iemand gesê, iemand wat in die grond is, negatief is, depressief is. Ja, is moeilik om met iemand te praat wat negatief is. En as iemand al 'n depressie geslaan het, is moeilik om met daai persoon te praat en daai persoon weer hoop te gee. En dan probeer ons, nee, wat sê ons? Ag man, moenie worry nie, môre skyn die son weer. Nee, of ons sê vir daai persoon, daar's lig aan die einde van die tonnel. En wat sê so 'n persoon gewoonlik vir jou? Weet jy wat is daardie lig? Dis 'n aankomende trein. Dis 'n aankomende trein. Jy sê,
skep moed, die son gaan weer skyn, hulle skep nie moed nie. Jy sê vir hulle, daar's lig, hulle sê nee, daai lig is aankomende trein. Nou wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Ons bly nog steeds vashou, né, deur te sê, waar daar lewe is daar hoop. Wat ek eintlik vir jou probeer sê is, ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie, ek dink nie daai uitdrukking is waar nie. Want as dit waar is, sal mense nie in sak en as sit nie. Hulle leef, maar hulle sit in sak en as. Sit jy vanoggend in sak en as? Is daar 'n lied in jou hart? As dit waar is, nee, dat lewe hoop bring, sal mense nie in moedeloosheid verval nie. As dit waar is, dat lewe hoop bring, sal mense nie selfdood as enigste opsie en oplossing sien nie. Weet hoe baie mense pleeg selfdood, omdat hulle geen hoop het nie. Daar's verskillende omstandighede hoekom hulle dit doen, maar hulle het nie hoop nie. Want as hulle hoop gehad het, sou hulle nie daai opsie gekies het nie. So met ander woorde, wat ek vir jou wil sê is, lewe bring nie noodwendig hoop nie. So die uitdrukking is nie waar nie. Waar daar lewe is, daar hoop is nie waar nie. Ons moet dit omkeer as kinders van God. Ons moet sê, waar daar hoop is, daar is lewe. Is dit nie so nie? Sê my saam met my. Kan ek 'n amen kry? Amen. Waar daar hoop is, daar is lewe. Maar nie sommer 'n goedkoop optimisme nie, nie enige hoop nie. Daardie hoop is Christus, Jesus. Daar's altyd hoop in Jesus Christus, want hy's 'n lewende hoop. Hy het opgestaan uit die dood. Hy leef in jou deur sy Heilige Gees. Daarom het Paulus sê, Here, maak oop sy oog van geloof. Maak oop haar oog van geloof. Dat sy dit kan sien. Dat hy dit kan sien. En dat hy daaruit kan leef. Waar God is daar hoop. Waar Jesus is daar hoop. Want Jesus is die bron van krag en wysheid. Daarom dat Paulus sê, ek wil hê julle moet weet wat hoop daar is in sy roeping. En dan gaan Paulus voort, die tweede deel, hy sê, jy moet ook weet wat rykdom daar is in sy erfenis. Wat rykdom daar is in sy erfenis. Is dit nie lekker om 'n erfgenaam te wees nie? Wie van julle sê, nee, ek wil nie erfgenaam wees nie? Wie van julle sê, nee, ek wil nie erf nie? Ek is die eerste ou wat sê, nee, asseblief, gee vir my alles wat jy het. Ek sal dit vat. Daar's baie gate om toe te stop. Nie omdat ek vraatsig is, nie. Ek het baie gate om toe te stop. Of ek deel dit uit. Is lekker om 'n erfgenaam te wees. Is dit nie so nie? Natuurlik is dit so. En die Bybel sê vir ons, die Here wil hê jy moet weet jy's 'n erfgenaam. In Jesus Christus is jy erfgenaam. Daarom staan daar Romeine, omdat ons kinders is, ons is ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. En dan Efesiërs is 'n pragtige teks. Daar staan, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe, al die heerlikheid, al die eer. Hy sê, want hy het ons in Christus, nie buite Christus nie, in Christus, as persoon, as goddelike verlosser. Hy het ons in Christus geseën met, wat staan daar? Lees dit vir my. Al die seëninge, mense, nie net sommiges nie, al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. Dit is 'n ongelooflike teks. God het jou, verskone Engels, gebless. God het jou gebless.
met al die seëninge waaroor hy beskik. Nou ek is 'n prentjie mens, ek dink in prentjies. Wie van julle is prentjie mense? Jy prentjie mens. Ek dink in prentjies. Ek hou daarvan om, as die Bybel vir my iets sê, of iemand vir my iets sê, 'n prentjie in my kop te kry, nee. Ek is 'n prentjie mens. Nou, as die Bybel dit vir my sê, dan sien ek 'n prentjie van die hemel. Ek sien God die Vader, wat na sy voorraadskure gaan. Nee, die hemel is vol voorraadskure, vol seëninge, vol blessings. Hy gaan na die voorraadskure, en hy maak alles leeg. En hy gee dit vir Jesus Christus. En hy sê vir sy seun, almal wat in jou glo, almal wat jou aanvaar, gee dit vir hulle. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Dis wat die teks vir ons sê. In Christus is jy gebless met al die seëninge. Ek is double blessed, né? En van julle sal dit eers by die huis snap. Van ons is meer gebless as ander, maar elkeen van ons is gebless. In Christus is jy geseën met al die seëninge van die Gees. Maar jy sal dit nooit verstaan nie. Jy sal nooit daaruit kan leef as jy nie die bril van geloof op het nie. Jy is 'n erfgenaam in Christus. Jy kan vra, maar wat 'n erfposie? Waarvan praat jy? Vergifnis van sonde. Die eerste kruiswoord, Vader, vergeef hulle. Jy's vergewe. Jy's vergewe. Vryspraak. Jy leef onder die genade van God. God se teenwoordigheid in jou, né? Daarom is Christus die inwonende Gees, né? Die inwonende Gees is Christus, né? God troos jou deur sy Gees. Daarom word die Heilige Gees nie net die Gees van die waarheid genoem nie, maar ook die trooster. God se genesing. Jy mag bid vir genesing, liggaamlike genesing, emosionele genesing. Die ewige lewe. As jy die dag sterwe, dan is daar nie niks nie. Dan is daar nie net niks nie, ewige duisternis nie. Daar's lewe. Saam met God, saam met sy engele, saam met geliefdes. 'n wonderlike voorreg. Dis jou erfenis in Jesus Christus. Ek maak klaar. Die derde punt is, Paulus sê, jy moet ook weet hoe geweldig groot sy krag is. Hoe geweldig groot sy krag is. Nou, die Griekse woord wat ons hier met krag vertaal is die Griekse woord dynamis. Dynamis, jy het seker al daarvan gehoor. Dis waar die woordjie dinamiet vandaan kom. Nou het jy al 'n fliek gesien as iemand dinamiet, ek onthou Clint Eastwood, nee, hy groot cowboy, hy het graag sulke dinamietstokke uitgegooi. En dan is daar 'n groot ontploffing, amper sê ek helse ontploffing, maar dit was 'n helse ontploffing. As 'n groot ontploffing, nee. Dinamietstok. Nou, dis hoekom die Bybel daai voorbeeld gebruik, soos hy dinamiet ontplof en 'n krag, energie loslaat, so laat God 'n krag en energie in jou lewe los. In jou lewe los. Maar jy moet bewus wees daarvan. Daarom dat Paulus sê, dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, wat die graf gemaak het, is in jou. Glo jy dit? Dis wat die Bybel sê. Gaan lees weer die gedeelte. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, wat Jesus uit die dood uitgespoeg het, is in jou werksaam. Dis nie jou krag nie, dis die krag van God se Heilige Gees. Daarom die Heilige Gees gee ons krag. Daarom die Heilige Gees verander mense se lewens. Dit verander die omstandighede. Dit gee die vrymoedigheid om die evangelie te verkondig. Dit maak jou nie meer skaam vir die evangelie nie. Die vraag is, baie dankie, die vraag is, sien ons dit? Maar is my tweede laaste punt, ek is amper klaar. Sien ons dit? Kom ons wees eerlik met mekaar. Sien jy dit in die kerk? Sien jy dit in mense se lewens? Kom ons vergeet eers van ander mense se lewens. Kom ons wys na myself. Sien jy dit in jou lewe? As jy nou eerlik is vanoggend met my, sien jy God se krag in jou lewe? Van ons sal sê ja, prys die Here daarvoor. Van ons sal sê nee, ek voel kragteloos.
dan sê ek vir jou bid, dat die Here deur sy Gees vir jou krag sal gee, vrymoedigheid sal gee, sodat jy as kind van God in oorwinning kan lewe. Ons sing dan van oorwinning, ons het gesing, né? Jesus het opgestaan uit die dood, sodat hy as oorwinnaar kan wees, sodat jy as kind van God in oorwinning kan leef. Ongelukkig sien ons dit nie altyd in die kerk vandag nie. Ons sien dit nie altyd in mense se lewens nie, maar Paulus het dit gesien, en hy het ervaar. Dis hoekom hy daaroor praat. Die disippels het dit gesien, en hulle het dit daagliks beleef. Filippense 4 vers 13, 'n baie mooi teks, en ek wil dit in julle midde laat. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. As jy môreoggend opstaan, voordat jy jou baard trim, of skeer, of tandeborsel, in jou kuif kam, wat sê jy vir jouself? Jy sê vir jouself, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En daarom sê Paulus, vir ons, volgende slide asseblief, maar in al hierdie dinge, aardse dinge, maar in al hierdie aardse omstandighede, is ek meer as oorwinnaar, deur hom wat vir my lief het. Jy is ook 'n oorwinnaar. Jy kan in oorwinning leef. Jy moet dit net vat vir jouself, en dit gaan doen. Staan op die woord, leef uit die woord, laat dit 'n werklikheid wees in jou lewe. Nie net akademiese werklikheid nie, hartswerklikheid. Wat is die grootste afstand? Ek moet klaarmaak. Wat is die grootste afstand op aarde? Help my gou. Waar is die geografie, aardrykskunde? Het julle nog aardrykskunde op skool? Aardrykskunde, juffrou. Wat is die grootste afstand? Nou gaan jy vir my sê, Dommie, die grootste afstand is tussen Oos en Wes. Is dit so? Kan jy hoor nie? Is dit so? Nee, dis nie so nie. Die grootste afstand is nie tussen Oos en Wes nie. Wie, hoe lank is die grootste afstand? 30 centimeter. Wat is 30 centimeter? Dis die lengte van 'n liniaal. Nee? Die grootste afstand is van jou kop tot in jou hart, 30 centimeter. Dit help nie al hierdie goed van die Bybel sit hier bo nie. Dit moet hier wees. Dit moet hier wees. Nie kopgeloof nie. Sê kopgeloof wat jy het nie. Dis hartsgeloof. Ek moet klaarmaak, jou vrou sê vir my, het jy my lief? Het jy my lief? Vrouens wil dit mos hoor, nee. Nou net ek 'n expert op liefde is, die allermins, maar vrouens wil dit hoor, is dit nie so nie? Hulle wil elke dag hoor, ek is lief vir jou. Ons man sê maar, ek sorg dan vir jou, jy weet mos ek is lief vir jou, hoe moet ek dit elke dag sê? Hulle wil dit hoor. En dan sê jy, ek het jou lief met my hele kop, met my hele hoof. En dan is hy onmiddellik, dan is hy in die dolkboks. Is dit al? Sy wil hoor, ek het jou lief met my hele hart. Ek het jou lief met my hele hart. Ons laaste gedagte is, ons is geseëndes. Ons is geseëndes. Sê dit vir jou nou in die bank. Ek is 'n geseënde van God. En as jy uitstap, dan sê jy, I'm blessed. I'm blessed. Laaste storie het ek vertel, ek het 'n ouderling gehad, een van my vorige gemeentes in Kimberley. Hy is ongelukkig nie meer met ons nie, hy is in glorie en heerlikheid by die Here, oom Andrei. En, maar hy het maar moeilik gehad aan sy vrou. Was nie ryk nie, maar gesukkel om die pot in die kook te hou. En as ek vir hom vra, maar hy kon mooi sing. Oom Andrei kon so mooi sing. Mooiste stem gehad. As ek vir hom vra, oom Andrei, hoe gaan dit? Dan sê hy, onder die omstandighede gaan dit goed, dominee. Onder die omstandighede gaan dit goed. Volgende dag, hoe gaan dit om Andrei? Onder die omstandighede gaan dit goed.
tot op 'n dag toe ek nou Aspris, toe sê ek vir hom, oom André, oom is dan permanent onder die omstandighede. Wanneer is oom bo? Hy het dit onthou, hy het my so gekyk. Hy is nou heel wat ouer as ek, nee, hierdie astrante dominee, hierdie parmantige dominee wat dit nou vir hom vra. Maar hy het onthou, die volgende dag, week aan haar vra ek vir hom, André, hoe gaan dit? Hy sê, bo die omstandighede gaan dit goed. Toe lag ons lekker. Mag die Here ook vir jou gee, dat jy sê, bo die omstandighede gaan dit goed, want ek is oorwinnaar in Jesus Christus. Ons is geseëndes, is nie so nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om te weet, dat U ons seën in Jesus Christus, met al die seëninge waaroor U beskik. Daarom bid ons dat ons daagliks die bril van geloof sal dra, sodat ons dit kan raak sien. Dat ons hierdie hoop in ons kan sien, dat ons hierdie erfenis kan sien, en dat ons hierdie krag nie net kan sien nie, maar die krag van die Heilige Gees in ons lewens kan ervaar. Ons bid dat dit 'n werklikheid in elkeen vanoggend se lewens sal wees. Hulle wat hier sit, maar hulle wat ook ingeskakel is in die woord hoor. Mag U gee dat dit so sal wees. Amen.